Ons is besig met ons reeks oor gebed en as ons regtig en ons sou elke dag van hierdie jaar oor gebed sou preek, sal ons nog nooit eers sal ons net so 10% dek van dit wat eintlik waaroor gebed gaan en want die skrif is vol daarvan, omtrent 1/4 van die Bybel is gebed en gaan daaroor. En as gebed nie deel is van my en jou lewe nie, is ons geloof eintlik dood. Want gebed help my en jou om ons geloof om asem te haal. Want in die eerste week het ons ontdek dat gebed is om by God te wees. Gebed begin nie met woorde nie. Gebed begin met God se arms oop wat my en jou ontvang, sodat jy by hom kan wees. En verlede week het ons geleer, gebed bring ons ook by mekaar, waar ons saam met mekaar kan bid, saam mekaar kan dra, mekaar kan versterk en herinner aan God se trou. En vandag gee ons nog 'n tree verder as ons oor gebed praat. Dit help ons om te verstaan, gebed bring ons na ander toe, bring ons om vir ander in te staan. En dis seker die grootste uitdaging van ons tyd. As ons kyk na baie keer hoe ons bid, Here help my, Here gee my wysheid, Here beskerm my kinders, Here versorg asseblief, voorsien, en daar's niks daarmee fout nie. Tog nie, want dis tog hoe selfs in Jesus se gebed sê hy vir ons, maar gee ons, bid hy gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar gebed is baie meer as net om ons behoeftes voor God te bring nie. Want as jy deur die Nuwe Testament begin lees, jy begin stadig daardeur lees, aandagtig, en jy kyk na die gebede van Jesus, jy kyk na die gebede van Paulus, Petrus en Johannes, dan sien mens hoe verbasend baie hulle vir ander mense bid. En nie vir hulle self nie. Maar hulle tree meer vir ander mense in. Wanneer Paulus byvoorbeeld bid, vir gemeentes bid, dan is dit nogal op, mens sien sommer dadelik raak, hy bid nie dat die omstandighede moet verander waar hulle is nie. Eerste van alles bid hy, dat hulle harte sal verander, dat hulle geloof sal verander, dat hulle liefde sal meer word, dat hulle meer sal volhard, dat hulle God meer sal ken. Ek wil vanoggend sommer vir jou vra, wanneer laas het jy vir iemand gebid? Nie omdat hulle siek was nie, nie omdat hulle finansiële nood gehad het of 'n krisis gehad nie, maar wanneer laas het jy net vir iemand gebid, omdat jy so graag wou gehad het, dat hulle nader aan God moet kom, dat hulle harte meer van sy liefde moet hê? Het jy nie net vir omstandighede en probleme gebid vir ander mense nie. En dan vandag hoop ek dat ek en jy iets van die hart van voorbidding gaan ontdek. Vanoggend is ek nie hier om die A tot Z van voorbidding vir jou te kom leer nie, want dit gaan 'n hele klomp keer vat. Maar vanoggend wil ek hê jy moet eers net die hart verstaan van waaroor gaan dit om vir mense in te staan in voorbidding. Ons dink dikwels dis die hoofsaak van gebed is dat dit gaan om probleme op te los. Maar gebed gaan baie dieper as dit. Gebed gaan om mense nader aan Christus te bring, om mense voor God te kom plaas. Dis waaroor gebed gaan. In voorbidding, en wat gebeur in voorbidding is nie net om dat 'n persoon gaan verander nie, waarvoor ek en jy bid nie, maar gebed, as ek in voorbidding staan, verander my ook. Dit vorm my en jou. Want voorbidding begin nie net by my hart nie. Voorbidding begin eintlik by die hart van God. En as ek en jy nie by die hart van God uitkom nie, gaan ons nie regtig voorbidding doen nie. En ek wil vanoggend met jou 'n teks kom deel uit
1 Timoteus 2 is seker een van die beste voorbeelde en oproepe tot voorbidding. En hy begin sommer, heel eerste, versoek ek dat smeking, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustige en stil lewe in alle godvreesendheid en waardigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God ons verlosser. Hoor nou die hart hiervan. Wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom? Hoor mens iets van die hart en die doel waaroor hierdie gebede gaan. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. En so mooi is hy na hierdie eerste gedeelte, dis asof Paulus sê, ek dring by julle daarop aan dat heel eerste smeking, gebede, danksegging en voorbidding vir mense gedoen word. Paulus' eerste woorde is nie as jy lus het, wanneer jy tyd het, of wanneer alles uitgesorteer is in jou lewe en jy voor my staan, hy sê, jou eerste, dis 'n standpunt van prioriteit, hier is die heel eerste ding wat belang is vir jou, as jy in 'n verhouding met God staan, is hierdie prominent, dis belangrik, is om vir ander mense in te tree. Dis nie net vir 'n klomp uitgesoekte gebed en voorbidding, is nie net vir uitgesoekte klompie geestelike mense nie. Dis nie net vir 'n gebedsgroep wat eenmal 'n week bymekaar kom nie. Dis nie net vir ouderlinge en dominees nie. Maar dit is deel van die asemhaling, die deel van die lewe in geloof van elke gelowige. Jou eerste. En dan sê hy, maar ons moet vir alle mense bid. En dan maak Paulus dit nog moeiliker. Dit nie net dat ons vir alle mense moet bid nie, maar hy sê hierso, bid selfs vir die koning, vir almal in gesagsposisies. Nou Paulus, as hy hierdie skryf, dan is Nero 10-1 die keiser van daardie tyd. En Nero is die een wat die Christene vervolg, wat met Christene laat doodmaak. En nou sê Paulus, jy moet bid vir die konings, jy moet bid vir die keiser, bid vir die ouens in gesagsposisies. Nie sodat dit ons minder vervolg moet word nie, ja dit ook. Maar God se hart is groter as my en jou voorkeur. God se hart is dat selfs ons leiers die Here moet ken en God se hart by God moet wees. Voorbidding help ons om dat ons harte meer en meer soos God se hart kan begin klop. Dit is 'n baie belangrike onderskeid wat ons moet maak. Ons dink baie keer gebed of voorbidding gaan om dat God iets vir iemand moet doen. Maar die Bybel beskryf eintlik voorbidding iets anders. Voorbidding gaan om mense in die teenwoordigheid van God te bring as ek vir hulle bid en vir hulle instaan in gebed. Ek bid dat God se wil in hulle lewe gebeur. En dat God in hulle lewe begin werk. En ons kry 'n klomp voorbeelde in die Bybel van mense wat voorbidding doen. Ons sien hoe Abraham intree vir Sodom. Ons sien hoe Moses in die plek op die berg, in die plek voor God kom staan in die plek van die volk en sê, asseblief verander die hart dat jy hulle nie doodmaak nie. Maak my liewer dood. Bring die volk voor God en sy so kom intree vir hulle. Ek dink sommer net aan Samuel wat kom intree vir die volk aanhoudend. En dan sê hy,
Dis ondenkbaar dat ek teen die Here sou sondig deur op te hou om vir julle te bid. Dis nogal ongelooflik. As ons meer en meer God se hart sien en God se begeerte dat mense voor hom kom staan, dan gaan ek en jy meer gereeld vir mense begin bid. Want wanneer ek mense voor God kom bring, dan begin God my hart ook verander, want ek kom agter God se begeerte vir elke persoon en hoe hy graag elkeen wil ontmoet. Die mooiste voorbeeld hoe gebed mense se harte aanraak, is seker as Jesus kom bid in Matteus 9, as hy voorbidding doen. Toe Jesus die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry. Want hulle was moeg en hulpeloos soos skape sonder herder. Jesus kyk, Jesus sien, en breek dit Jesus se hart dat mense sonder God is. En dan begin hy bid. Bid dan dat die Here arbeiders sal stuur vir die oes. Hy sien, hy ontferm, en dan begin hy bid, en as hy bid dan 'n voorbereiding doen, dan bid hy altyd dat God se mense se lewens kom aanraak, en daarom bid hy en vra hy dat disippels gestuur moet word, en dan stuur hulle uit na die tyd. Ek wil vanoggend vir jou vra, hoeveel keer ry ons nie langs mense in die verkeer nie? Sit ek hier langs mense in vergaderings, by mense by die werk, of mense wat langs my woon, en al wat ons baie keer sien, ons sien moeilike mense raak. Ons sien ongeskikte bestuurders. Ons sien daai moeilike buurman en daai kollega wat net kla. Maar hoeveel keer sien ons nie die hart, die regte nood wat daai persoon regtig het nie? Maar die oomblik wanneer ek iemand voor God begin bring en ek begin intree en daai persoon voor God kom plaas, dan gebeur iets in my hart. Dan kan ek hom nie net raak sien as die moeilike buurman, die ongeskikte bestuurder nie. As ek regtig mense raak sien soos Jesus na mense begin kyk, dan begin ek anders sien. En wanneer ek mense voor God kom bring, dan ontdek ek iets van God se hart vir mense. Het gaan nie oor my wil nie, maar het gaan oor sy wil, dat sy hart vir hierdie mens, en sy wil in hierdie mens se lewe moet gebeur, en dit verander my hart. Daar's dalk iemand waarvoor jy vandag bitter kwaad is, vir wat hulle aan jou gedoen het. Iemand wat jou teleurgestel het, seer gemaak het. Jy voel net, ek kan nie vir daai persoon bid nie. Maar miskien hoef jy nie eers met liefde te begin nie. Maar miskien moet jy dalk net voor God kom staan en hulle voor sy troon kom bring en vir hom intree. Want jy kan nie voor God kom staan en iemand by hom kom opdra en terselfdertyd iemand haat nie. God gaan kom begin verander as ek regtig mense voor God kom bring. Iemand het eendag hierdie mooi woorde gesê. Ek dink dit is so waar. Gebed is soos om iemand lank genoeg in die lig van God se aangesig te hou, totdat jy ophou om hom deur jou eie pyn te sien. So. Sien jy wat gebeur wanneer jy mense voor God se troon bring? En God begin jou sy hart vir hulle wys, dat hy lief is vir hulle. Hy wil hulle nader aan hom bring. Dan begin jy anders bid. Jy begin anders voorbidding doen vir hulle. Jy begin ander dinge vra as om net te sê, verander hulle. Wat hulle kom om verskoning vra, dan begin jy regtig dat God hulle harte sal aanraak, dat hulle hom sal leer ken.
dan verander ek en jy, want ek en jy gaan met meer deernis na hulle kyk. Dat dinge gebeur. As ek lang genoeg mense voor God se bring, voor God se troon bring en sy teenwoordigheid bring, dan verander dit my hart dat ek met meer deernis na hulle kyk. Dat ek bid, dat ek met meer hoop en meer liefde bring. Skielik begin ek bid nie omdat ek moet nie, omdat God klaar begin het om my hart te kom verander. Want voorbidding verander nie net die persoon vir wie ek bid se hart nie. Dit verander my hart heel eerste. Dit is so belangrik dat ek en jy dit sal ontdek. So hoe lyk sulke voorbidding? Waarvoor bid ek dan eintlik? Want voorbidding gaan eintlik dat ek mense dra tot hulle self weer kan staan. En ek wil met jou sommer net 'n mooi teks kom deel waar Jesus dit gedoen het in Lukas 22. Ek weet nie of jy al hierdie gedeelte raak gelees het nie. Dis net voor Simon Petrus vir Jesus kom verraai. Dan sê Jesus vir Simon, Simon, Simon. Sy naam tweemaal genoem word, so uitroepteken, dit is belangrik. Simon, Simon, kyk. Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal wankel nie. En wanneer jy eendag tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Sjoe. Maar ek het vir jou gebid. Jesus weet presies wat gaan gebeur in die volgende uur as hy dit vir Petrus sê. Hy weet Petrus gaan versoek word. Hy weet hy gaan hom verloon. Hy weet hy gaan na die tyd huil en homself veroordeel. En wat doen Jesus? Hy sê, ek het vir jou gebid. Ek het vir jou gebid dat jou hart en jou geloof nie verpletter sal word nie. Dat jy bewaak, jou hart en jou geloof bewaar sal word ten spyte van hierdie krisis wat jy deur gaan. Dalk is daar vanoggend iemand wat voel hy word gesif deur omstandighede. Jou huwelik, jou gesondheid, jou kinders, jou werk, jou geloof. Dan moet jy eerste van alles vanoggend hoor dat Jesus vir jou bid. Dat hy vir jou sê, ek het vir jou gebid. En as Jesus vir ons bid, dan die kerk, die kinders van God, ons doen dieselfde. Ons doen saam met Jesus en daarom word ons opgeroep om heel eerste in te tree vir mense. En so mooi, Stefan het laasweek so gedeelte in Handelinge gedeel as Petrus en Johannes gevange geneem word in die tempel en hoe die gemeente gebid het. Nog 'n mooi voorbeeld daarvan is in Handelinge 12 vers 5 as Petrus weer in die tronk gesit word. Wat doen die gemeente? So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die gemeente kon nie die tronk deur oopmaak nie, hulle kon nie teen die soldate kon hulle nie oorweldig nie. Maar hulle het gebid. En hulle het geweet, God is aan die werk. En baie keer dink ons voorbidding is die laaste ding, as ons nie meer uitweg het nie, dan gaan ons bid. Maar hier sien ons gebed is die eerste ding wat eintlik moet doen. Ons heel belangrikste, die heel eerste wat moet gebeur. Ek dink vandag in ons gemeente aan mense wat moeg is, wat stikkend is, wat bekommerd is, wat probeer sterk wees, maar nie meer kan nie. Ouers wat huil oor hulle kinders. Kinders wat bekommerd is oor hulle ouers. Huwelike wat swaar kry. Mense wat moed verloor het. En dan kan hulle nie meer vandag bid nie. Maar ek en jy kan. Ek en jy kan vir hulle instaan, voor God en vir hulle intree en vra, Vader, hulle kan nie, maar ons
dis wat gemeente beteken. Dat ons mekaar dra, ons glo saam, ons bid saam, ons huil saam, ons wag saam. Ek dra jou, totdat jy jouself kan loop. En so moet ek en jy verander begin bid. Vroeër bidding vra heel eerste, maar wat is God besig om te doen? Wat is God se werk wat hier gebeur? Dink bietjie as Jesus onse Vader begin, dan sê hy, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Johannes 17, gaan lees vandag Johannes 17, as Jesus aan die einde van sy bediening, voor hy gevangen geneem het, bid vir sy disippels, dan bid hy die Vader, haal hulle uit die wêreld uit nie, vat hulle weg uit hierdie omstandighede nie, maar hy bid bewaar hulle. Hy sê nie maak hulle lewe maklik nie, maar hy sê bid vir hulle, maak hulle heilig. Laat hulle meer eensgesind wees. Laat hulle u heerlikheid sien. Dan sien ons Jesus bid voortdurend vir God se werk in mense se lewens, sodat mense nader en nader in die teenwoordigheid van God kan staan en lewens verander word. Dis God se werk, dis waarvoor hy Jesus gebid het. En dis waarvoor hy my en jou innooi om vir mense te bid. John Hyde se sendeling in Indië gewees. Maar mense het hom nie eintlik geken as John Hyde nie. Mense het hom geken as Praying Hyde. Hy was nie bekend omdat hy 'n buitengewone prediker was of evangelis was nie, of omdat hy die grootste sendingorganisasie begin het nie. Maar mense het hom leer ken omdat hy iemand was wat mense se name neergeskryf het op 'n lys. En hy het vir hulle gebid, dag vir dag, week vir week, maand vir maand, het hy ingetree en nie opgehou, totdat daai persoon hulle lewe vir die Here gegee het, en dat God in hulle lewe begin werk het nie. Hy het nie net gebid dat hulle gesond word, en net gebid dat hulle probleme opgelos word nie, maar hy het gebid dat hulle Christus sal ontmoet. Hy het beslag het hy gesê, give me souls or I die. So het hy voor God kom staan. En hy het nie net baie gebid nie, maar hy het baie lief gekry. Omdat hy so baie gebid het God sy hart kom verander, en hoe meer hy voor God kom staan het, voor sy troon, met ander mense en vir hulle gebid het, hoe meer het God sy hart teenoor hierdie mense kom verander, en kon hy met meer liefde en deernis optree in mense se lewens. Want jy kan nie vir mense bid wat moeilik is, en jy voor God se troon staan, en dan onverskillig teen hulle optree, net moeilik terug wees nie. Want ergens in voorbidding ontdek jy iets van die hart van God. Voorbidding begin nie in my hart nie. Voorbidding begin eerste van alles in God se hart. En sy droom, sy wens vir elke mens om 'n verhouding met hom te staan. Voorbidding is ook om by Jesus se bediening aan te sluit. Soms vir mense te kom staan, Here, ek bring hom of haar voor u vandag. En miskien is dit jou kind, jou man, jou vrou, jou vriend, jou kollega waarvoor jy vandag kom intree. Miskien is dit dat ek en jy net kan kom sê, Here, ek weet u's reeds hier. U ken hierdie persoon beter as wat ek hom ken. U het hom eerste van alles lief. U weet wat in sy hart aangaan. U weet waar staan hy. U weet wat hy nodig het. Ek bring hom vandag voor u, dat u in sy of haar
lewe kan kom werk. Eintlik om voor die Here te sê, Here, ek kom saam met U saam met U bid vir hierdie persoon. Saam met Jesus kom ek bid. En voorbinding gaan is om mense oor te gee aan God in sy hart. Want dis die voorbeeld wat ek van Jesus kry in Matteus 9 wat ons nou gelees het. Omdat God se hart vir mense groter is as die krisis en die probleme en omstandighede, kom smeek ek dit smeek ek saam met Jesus dat mense se lewens bereik word, dat hulle gered word, dat hulle herstel word, dat God hulle weer terugbring. Here, doen U werk in mense se lewens. Jesus het vir jou ook kom bid, soos hy vir Petrus kom bid het. Nie omdat jy dit verdien het nie, nie omdat jy eers gevra het nie, maar Jesus het kom doen omdat hy lief is vir jou. En hy nooi jou uit om saam met hom te bid en saam met hom te werk in hierdie wêreld om mense voor God en in sy teenwoordigheid te bring. Soos afsluit. Ons kan bid vir mense se behoeftes. Here, genees hom. Here, voorsien. Here, gee werk. Here, help in finansiële nood. Here, bring vrede. Maar moenie daar stop nie. Bid asseblief nog verder. Bid, Here, laat hierdie mens U leer ken. Laat hy of laat haar geloof groei. Maak hom of haar gehoorsaam. Beskerm hul teen die bose. Heilig hom of haar. Herstel hulle verhouding met U. Waar begin ek? Prakties. 3 name. Wil jy nie begin met 'n geloofsgewoonte om te begin om 3 name op 'n lysie te kom sit en vir hulle te begin bid nie. Om hulle voor God te kom bring en vir hulle in te tree dag vir dag. Dat die Here hulle sal aanraak. Kom ons as gemeente begin heel eerste om in te tree, soos Paulus vir Timoteus gevra het, om te bid vir alle mense, gesagshebbers. En daarom wil ons sommer net sê, as jy 'n gebedsversoek het, wil jy nie begin om te bid nie. Maar wil jy nie ook 'n gebedsversoek te bring na die gemeente, sodat ons saam met jou kan kom bid, en saam met jou kom intree vir daai nood nie. Stuur gewoonweg jou gebedsversoek en jy kan dit sonder naam stuur. Sal jou naam by sit, as jy wil jou naam by sit jou naam by. Sit jou gebedsversoek en ons kan dit versprei en ons kan saam met jou bid vir jou nood, vir jou krisis, om jou voor die Here te kom stel. Bid dat Samsung.org. Ons gebedsbak. Ons gaan die volgende paar weke gaan ons begin om 'n klomp van hierdie gewoontes te kom bring en 'n deel te maak as 'n ritme van ons elke dag as ons instaan vir mekaar om gebed te fokus van ons gemeente te maak. Om jou gebedsversoek in die gebedsbak te kom sit. Gebedsbak is nie teken as jy Openbaring 5 en Openbaring 8 gebring het. In Openbaring 5 bring die 4 wesens bring die bak met die gelowiges se gebede voor God se troon. En hoofstuk 8 bring die engele die gemeente se versoeke in 'n bak voor God wat soos wierook opgaan, soos 'n reuk voor God se hart, sodat ons saam met jou daarvoor kan bid. Karen het vir ons, van sy het vir ons die gebedskamer so mooi kom maak. Wil jy nie dalk deel van jou gewoonte om Sondag te kom nie? Kom 'n paar minute vroeg. Kom na die gebedskamer daar agter, as jy opgaan by die trappe. En dan kom sit jy en kom bid vir iemand. Kom bid vir iemand dat jy mee 'n pad stap.
Kom bid vir die gemeente. Kom bid vir die leiers in die gemeente. Kom bid vir ons as leraars. Om dit prakties deel van ons elke dag lewe te maak. Voor by die deure is daar lyste gesit as jy dalk deel wil word van 'n gebedsgroep of 'n gebedsketting. Die gebedsgroepe gaan van tyd tot tyd bymekaar kom om saam te kom bid, saam bymekaar te wees. En die gebedsketting is sodat jy kan, wanneer daar gebedsversoek in die gemeente kom, 'n WhatsApp kan kry, waarvoor jy weet waarvoor om te bid en vir wie om te bid. En dat jy kan instaan daar waar jy is, wie by die werk is, waar ook al, dat jy vir mense wil kom bid. Wil jy nie so betrokke raak om dit die heel eerste van jou geloof te maak, om so van in te tree soos Paulus vir die gemeente vra nie.